Goeiemôre, good morning. Het gaan nou lekker by ons hier in die ateljee. En onthou, as jy wil saamgesels, skandeer eenvoudig net die QR-kode wat jy op jou skerm sien en dan stuur jy vir ons 'n boodskap. Onthou ook om te sê, my naam is Pieter, ek is van Pits onder water en ons kuier lekker saam met jou. Volgende gesels ons sport en ons man wat die sportsake vir ons hanteer, niemand anders nie as minister Arnold Geerts, sit gereed om met netbal se first lady te gesels, niemand anders nie as Vanessa Marie de Tooy. Baie dankie, Pieter. Mondvol. Minister, sê jy. Ja. Mondvol, nee Pieter. Ek het so Minister. lanklaas gesê, ek sal dit weer probeer. Minister. Okay, go. Hier is sy, Vanessa Marie de Tooy. Baie welkom julle twee. Aan sy, Pieter uitgesorteer. Skoen, dames en here. Gedoen. Môre, Vanessa. Goed om jou te sien. Hoe gaan dit met jou? Lekker en jy, Arie. Nee, wonderlik, dankie. Hierdie is so 'n wonderlike show om op te werk. Ek moet dit daarom net sê. En dit is lekker dat jy ons eerste sportgas is ooit. So welkom by ons. Kan ons gaan almal hande Ja, gaan ja. ons- Dan sê. En weet jy wat is die beste, Arie? Ek is 'n dame wat eerste op die program is as 'n sportgas. So Ja. ek dink daar is definitief So is dit nie eintlik, dis is 'n goeie plek om te begin. Ek dink dis eintlik, die Engelse woord is baie mooi daarvoor. Dis eintlik die trend in Suid-Afrikaanse sport op die oomblik, is dat sportvrouens besig is om regtig stem dik te maak op net omtrent alle sportsoorte, nie waar nie? Ja, dit is hoogtyd. Ek dink daar's baie van ons wat oor die jare so hard gewerk het en jy weet soveel ingesit het om hierdie oomblikke te kan geniet. Dit is nie net van 'n oornag ding nie. Dis nie van ewe skielik is dit vroue sport daar buite nie. Ek dink dis jare en jare se harde werk wat ingesit word en nou kan ons vir ons volgende generasies wat kom, weet daai ek wil sê daai platform gee. Voel jy asof jy 'n deeltjie daarvan gedoen het jouself? Ek moet jou vra, dink jy so? Ja, beslis. Nee, Ja, ek beslis. dink die harde werk, ek moet partykeer moet jy terugkyk en reflekteer op dit wat jy ingesit het en ja, dit is ek moet sê ek het baie hard gewerk om te help om netbal, nie net netbal nie, maar ook vroue sport en ook as 'n vroue broadcaster, sport aanbieder, jy weet deure af te skop en 'n bietjie van pionierswerk te doen, definitief. Hoe moeilik was dit om in dit in te breek? Want ek kom van die ou, ek sal 41 jaar uit, in my dae sou jy nie 'n vrou op die lug gehad het nie. Hoe moeilik was dit om daai deurbraak te kon hê? Dit was baie moeilik. Ek moet sê dat as 'n vrou of die enigste vrou op 'n hele produksie is nogal baie intimiderend want jy moet jou plek ken. Is dit en jy moet- regtig? Dit is intimiderend veral in die begin gewees, maar ek moet sê met die netbal wêreldbeker het ons definitief 'n verandering gesien. En Drien Grewe wat ons uitvoerende vervaardiger was daar by Supersport, sy het 'n all-women crew Wow. gepromoveer. So by die netbal wêreldbeker wat gehou was hier in Suid-Afrika, was dit net vrouens wat agter die kameras as klankingenieurs, as ingenieurs, as vervaardigers, regisseurs, aanbieders, net vrouens. En dit was 'n groot skuif geweest. So dit was regtig wonderlik om te sien. Eerste in sy soort. En die eerste trokdrywer, vroulike trokdrywer in Suid-Afrika gat jy. vir Supersport. Almal het altyd gepraat van daar's hierdie glass ceiling. Ja. En die deurbraak het gekom en toe is daar nie meer hierdie glass ceiling nie. Nee, in my geval het ek al glass ceiling gebreek op 13 want ek was so hoog. Nee, ek grap want dis maar 'n lengte grappie, maar dis dalk te hoor vroeg jou. vir sekere mense. Dit is dalk te vroeg vir myself om te lag vir my eie grappie nou. Maar ja, die glass ceiling word ek dink daagliks, jy weet, bietjie gedruk en ek's bly dat dit word ge-challenge. Jy weet dat ons nie net gewoond is aan dieselfde tipe goed nie, dat ons 'n klein bietjie van 'n ander angle kan. Voordat jy nou die volgende glas ceiling gaan slaan, Arnold, ons te kyker wat net sê, Ja. luister, ons hou van Vanessa Marie se skoene. Vanessa, gaan jy nie dalk 'n skoene reeks ook begin nie? Jy weet, dit is 'n topic of discussion. Pieter Skoen, baie dankie. Onthou net, ek soek tantieme, né? Ja. Ek het nogal groot voete. Ek is 6'2", 1.9 meter lank. So imagine nou met my met 'n klein voetjie. So ek dra 'n 9, 10 afhangend van die maak. So miskien maak ek 'n stel skoene vir groter vrouens want ek kry baie vrae van waar kry jy die skoene? Op die oomblik koop ek maar in die mansafdeling. Is dit maar wat dit is. Ek het jou ook daarom in hoë hake gesien. Hoe is hoë hake teenoor die of dit wat jy mee gespeel het? Het jy al gesien hoe 'n baba kameelperd gebore word? Wys ons. Dit word so Ek is eintlik geloof. dankbaar dat ek nog nie dit gesien het nie. Nee, dit is nie 'n mooi ding nie. Gaan Google dit, dis nie nice nie, want ek lyk asof ek op die kode loop. Ek is definitief 'n takkie mens meer so. As ek hakskoene dra, Arie Pieter, dan raak ek het hoofbeserings, verstaan ek raak 'n hazard. Ja. Ek kry permanente hoofskade en concussion. So nee, wil jy dit hê nie. Kom ons gesels oor waar Suid-Afrikaanse netbal op die oomblik is. Nuwe afrigter wat ek dink daadwerklik 'n verskil gemaak het. Absoluut. Jenny van Dijk, ek het 'n lang pad met haar gestap. Glo dit of nie, by Universiteit van Pretoria was ek haar heel eerste kaptein. Toe sy in 'n rol as 'n afrigter inbetree het. En van daar af die groei en die ongelooflike mens wat Jenny van Dijk is net ek is so bly en so trots op haar op wat sy kan vermag.
Ek wens dat daar meer ondersteuning vir haar kan wees vir haar en ons assistent-afrigters Danelle en Dodana. As jy sê ondersteuning, wat bedoel jy? Ek dink hulle albei is wêreldklas. Ek dink hulle het die kennis, hulle het die insig, ek dink hulle het die manier om netbal te vat en veral Suid-Afrikaanse netbal net na die volgende vlak toe dat ons regtig kan kompeteer teen die wêreld se beste. Want ons doen reeds, maar ons is net daar. Ek voel ons kan net daai ekstra tree en dan die ondersteuning is natuurlik van 'n finansiële oogpunt af om die spelers op 'n beter voet te kry. Op die oomblik kry ons spelers wat in die buiteland speel. Ons het klomp meeste van die spelers, Sanmarie Visser het nou daar in Australië speel, Almarie van den Berg en Relien Streetker wat daar in Engeland speel. So ons het regtig ongelooflike internasionale ervaring, maar ek sal dit like om te sien dat ons hier in Suid-Afrika 'n professionele liga aan die gang sit, sodat ons spelers hier kan bou en groei en nie hulle, jy weet, al uitoorlê aan die buiteland nie. Ek wil veel meer weet van netbal, maar ek wil veel meer weet van jou hoë altitude swem in die Himalayas teen 6405 meter verlede jaar. Ja, kyk, ek het ons gesê ding wat sê YOLO, you only live once, maar ek het ook besef you only die once. Ja, daar's 'n goeie plek om dit te doen. Ja, you live every day en ek voel ek het elke liewe geleentheid daar, ek moes dit gebruik maak om myself 'n bietjie uit my gemaksone te druk en ek dink dis iets wat ek doen as beneswerie om myself regtig uit my gemaksone sodat ek kan groei. En daai was 'n lekker uitdaging geweest. Ons het 'n wêreldrekord vir Suid-Afrika gebreek, 6405 meter bo seevlak en nou kan ek sê ek het 3 weke in die Himalayas gaan trek en ek het oorleef. Ek het oorleef in minus 45 grade Celsius omgewing en weer en ek het dinge gedoen wat ek nooit gedink het ek sou doen nie en terug te kom met 'n lekker wêreldrekord vir Suid-Afrika maak my net nog meer trots. Hoe moeilik was dit om daar te gaan stap teen daardie hoogte bo seespieël? Ja, dit was die moeilikste ding wat ek nog ooit moes doen. Onthou suurstof is minder. Ja. Jy funksioneer nie meer op daai vlak soos wat jy normaalweg hier doen nie. Jy weet kos, ons het omtrent 25 km 'n dag het ons getrek in die Himalaya. So dit was regtig uitputtende, verskriklik uitputtende taxing fisies, emosioneel, psigies. En natuurlik geestelik was dit uitputtend op alle vlakke. Vanessa, dit was so goed om jou te sien. Ek kon nog vir ure met jou gesels. Dankie vir jou tyd. Ek gaan ons koffie maak hierna. Kyk, suikermelk. Ja. Baie dankie julle twee. Dit was nou inderdaad baie lekker. Vanessa, dankie ook vir al die amazing werk wat jy doen in die sportarena as sulks, nie net met netbal nie. En net hierna gaan jy saam met ons kuier want dan sit ons, ek en jy en ons minister van finansies tuis. So sien jou net hierna.